skuil by God. Ons laaste volle dag. Istanbul gee sy beste, die ondergrondse sistern, dis 'n skeme gewelf onder die strate, 'n watertank as ek kan sê, van massiewe aard, vol waterpilare en unieke statigheid, antiek. En dan die Hagia Sophia, dis 'n gebou wat begin het as 'n Christelike kathedraal, dis massief. En dit raak toe 'n moslim moskee, en toe raak dit 'n museum, en nou is dit weer 'n moskee. En al die wisselinge het die koepel die lug vasgegryp en as dit ware gesê, hier is 'n plek waar mense hunker na God. En dan natuurlik die Grand Bazaar, meer as 4000 winkels. Die reuk van speserye en leer en tee en sjokolade, die stemme van handelaars in verskillende tale, die kleur van tapyte, die oorvloed van lampe en sy sjaals. Dit is die laaste dag om Turkye in te asem. Ons lees van God se beskerming in Psalm 36 vers 8. Hoe kosbaar is u trou, o God, u beskerm die mense wat by u skuil. In die 1953 vertalings geskryf, hoe kosbaar is u goeie tierenheid, o God, daarom skuil die mensekinders onder die skaduwee van u vleuels. Psalm 36 sê, dat mense skuil in die skaduwee van God se vlerke. Dit is 'n beeld van 'n moedervoël wat haar kuikens onder haar vleuels intrek. Daar is hulle warm, veilig. Daar word hulle gedra. Ons het 14 dae gereis. Ons het geslaap in hotelle, kajuite op 'n skip, op vliegtuie, sommige tye in die bus terwyl ons gery het. Ons het goed geëet en stadig geloop oor 'n heilige grond en vinnig gedraf deur labirinte en gevaar op oseane. En deur dit alles heen, God se vlerke. Ons gebed vandag is, dankie Vader dat u ons gedra het, elke dag, elke vlug, elke tree. U goeie tierenheid het ons omring, en ons het dit gesien. En mag ons mense wat tuis is, u goeie tierenheid en omgee hart ook vandag ervaar. Amen. Nou môre is dit huis toe, met volle harte, leef geïnspireerd.